rondom jou asseblief, voor ons begin. Ek weet jy het al gegroet, maar groet maar nog 'n bietjie. Ek wil gou al die kinders in die kerk, steek gou op julle hande, ek het sien julle hoor my, al die kinders in die kerk, al die kinders, steek op julle hande, okay, al die kinders, as jy bly is, dis vakansie, gee 'n verskriklike harde hande klap. Ek dink julle kan beter doen, gee 'n baie harde hande klap. Aan al die ouers, baie sterkte in die vakansie. My innige medelee, is net so 'n maand en 'n half. Oor 'n maand en 'n half, dan vra ek vir al die ouers om hande te klap. Lekker. Baie welkom by vanoggend se diens. Is daar enige besoekers, enigiemand wat heel nuut is vir die eerste keer? As dit jou eerste keer hier by hierdie kerk is, steek op jou hand. Dat ons jou vorentoe kan roep en dat jy 'n liedjie kan sing. Daarso, en nog iemand? Baie welkom oom, kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap, baie welkom by ons. Is there anybody that needs a translation kit? Anybody English? Nobody English today? Daar's vanaand 8 uur diens, daar's môre 8 uur. Ja, dis 1800 uur. Waar is die dame wat hierdie goed skryf? Alright, 1800 uur, 6 uur. Dan is daar môre biduur van 6 uur tot 7 uur. En dan is daar hospitaal uitreik weer van 7 tot 8 net daarna. Onthou dan die manne bid elke oggend Vrydag saam. Ek weet nie of ons gesluit het nie. Okay, so daar's nog 'n geleentheid hierdie Vrydag saam bid. En dan Piet, jy kan so lank vorentoe kom. Hulle het jou genomineer, daar kom Piet. Daar's vanoggend terwyl hy vorentoe kom, daar's vanoggend nagmaal soos julle kan sien. Ek gaan nou by Tannie 'n draai maak. Al die kinders bly hierso tot net na die aanbidding. Dan is daar ook 'n doopdiens. Dit sal gedoen word net na ons diens. Dankie Piet. Ek weet nie of jy iets wou sê nie. Piet wil maar net vinnig Piet. Moet ek vinnig sê? Jy moet vinnig sê. Goeiemôre julle. So maandag aand was daar 2 mense wat tot bekering gekom het en ons prys die Here en ons eer die Here daarvoor. Ek wil net vinnig sê, ek en Andre was alleen gewees en ek het net besef toe ek een mannetjie wat tot bekering gekom het, hoe werk die Here volgens my verkeerd om reg. Hy was met 'n skroewedraaier in sy long gesteek en hy lê daar en hy kan sien hy het pyn en goed en ek praat met hom en hy kyk my so, hy sê, maar ek wil nie oor die Here praat nie, ek het seer. En ek sit die boekies in die koerante neer en ek vra vir hom, kan ek bid vir jou? En ek bid vir hom, maar sy long maak so grrr, maak sy long. En toe ek klaar gebid het, toe sien ek maar, Jesus was regtig hier gewees. En hy tel hom op en hy draai sy nek, en hy draai sy lyf en hy druk hom so op sy bors. Hy sê vir my, maar hy's reg. Ek sê, prys die Here daarvoor. En net daar kry ek geleentheid om te verduidelik wat beteken dit as Jesus in jou lewe is. En toe klaar is, toe vra ek vir hom, maar wil jy nie die Here aanneem? En hy sê ja. En ek besef dat, party mense wil net eers iets sien. En ek sê vir hom, jy het getwyfel of Jesus bestaan. Hy sê ja, maar hy twyfel nie meer, want hy weet Jesus lewe. Amen. Dankie Piet. Petrie, jy kan ook so lank vorentoe kom. Dan het ons baie spesiale verjaarsdae hierdie week. Hierdie jong dame kan op haar stoel staan asseblief, juffrou Mira Nel. Staan asseblief op jou stoel. She's 8, going on 30. Julle kan maar vir haar 'n klap gee. Baie geluk juffrou, hoor. Mag jy al die persente kry wat jy wou gehad het, hoor. Jy niks druk nie, ouers. Dan is dit ook oom Daantjie en tannie Yvonne se 51ste huweliksherdenking. So ons gee ook vir hulle 'n lekker handklap. Baie geluk. Môre, is dit jy Willem wat verjaar? Staan op, laat die mense kan sien hoe lyk hy. Hy verjaar môre. En Bradley, nou moet jy ook ongelukkig opstaan. Op sy stoel. Bradley verjaar die 4de Desember saam met Bert. Baie geluk Bradley.
Ek het vir Naomi gevra hoe oud word jy, maar sy is te skaam om te sê, sy weet kamstig nie. Ek sal maar daar by die kinders loop hoor hoe oud jy word. Baie geluk. Die 6de verjaar Helmert Hanekom en Magdalena van der Walt, ek het nie vir hulle gesien nie. Ons kan ook net vir hulle 'n lekker handeklap gee. Dan Matjan en Menay se seun Matthys is verlede Sondag gebore, so in die vroeë oggendure. Ons sê ook vir hulle baie sterkte en baie seën toe. Petrie, jy kan so lank kom. Dan sê lekker oggend vir julle, geniet die diens saam met ons. Môre julle. Terwyl ek vir Joshua wag om 'n notas te laai, dankie Joshua, ek het die notas gisteraand gemaak. Ek het gister so met Johannes gesels en vir hom gesê ek en Andre het omgeruil. Hy het laas naweek vir my ingestaan en vandag staan ek vir hom in. En ek sê toe maar ek gaan nog gesels oor die tiendes vandag en hy maak my attent, ons praat van offergawes en die tiendes nie. En so kom die gesprek op, wat is die verskil tussen 'n tiende en 'n offergawe? Joshua, kan jy skerm vir my groot maak asseblief? Dat ek kan sien wat daar aangaan. My oë kan nie meer sien nie, ek raak nou duidelik, soos Johannes sê, ek is nou oom. Okay, maar ek sal so omkyk. So Maleagi 3 vers 10, ek wil daai versie graag net vir julle opbring, sê, bring julle offergawes na die graanskure toe, wat staan daarso? Die stoorkamer, sodat die voedsel in my huis kan wees. Met ander woorde, wat daai versie vir my beteken is, bring jou offergawes na die huis toe, waar jy gedien word. En vir my is dit hier by iReflect waar ons elke dag is. Dan het ek net daar notetjies gemaak, die aspek verpligting, 'n tiende en dan het ek dit vergelyk met 'n offergawe. En as ons kyk na 'n tiende, is 'n tiende verpligtend. Nou, daar's 'n paar dinge in die lewe wat verpligtend is, maar ek hou nie altyd van 'n ding wat verpligtend is nie. Wat beteken ek moet dit doen en dis 'n las op my skouers en ek hou nie van 'n las nie. Waar 'n offergawe is 'n ding wat ek vrywillig kan gee. En ek hou daarvan om te saai waar vir my lekker is om te saai. Dit sit uit my hart uit. 'n Tiende is 'n persentasie en is 'n vaste bedrag van 10%. Nou die eerste som wat ons gemaak is, ons kry vandag 'n R100 in en van R100 is 'n 10% is 'n wie kan my help, wat is 10% van 100 is 10, hè? Dis 'n R10. Okay, ek het die R10 en ek sit met R10 op sy en dis wat ek gaan gee. Waar ons kyk na 'n offergawe, gaan dit wees wat wil ek gee? Wat kan ek gee? En daar is geen druk of geen bedrag op het gekoppel nie. Die doel van 'n tiende is om 'n kerk te ondersteun. En dit is lekker om by 'n kerk soos hierdie in te stap en ons het 'n gebou wat groter is en ons kan meer mense sit en ons het lekker klank waarop ons kan praat. Maar die doel van 'n offergawe is dis 'n persoonlike behoefte. Ons gaan kyk nie na die behoefte van ons moet die kerk ondersteun nie, ons kyk na die behoefte ons wil graag hierdie kerk ondersteun. En die laaste een is die uitsig daarvan. Die uitsig van 'n tiende is 'n daad van gehoorsaamheid. Nou ons kan deur die Bybel gaan lees waar hulle praat van tiendes en 'n tiende is 'n vorm van 'n gehoorsaamheid. Bring jou eerste opbrengste vir die Here. Waar die uitsig van 'n offergawe is 'n daad van vrygewigheid. Uitgee uit vrye wil uit. So my laaste sinnetjie gaan julle sien dat ek gesê dit is 'n hartsbeginsel. So wat ons vandag gee en wat ons vandag gaan opneem, is my behoefte dat dit kom uit julle harte uit en nie as 'n verpligting nie. En ons sien dit as 'n offergawe. Kom ons bid saam. Hemel Vader, dankie dat ons vanoggend hier bymekaar kan wees en hierdie diens saam kan bywoon. Dankie vir die voorreg, Here, om hier te wees. Dankie vir die voorreg om 'n pastoor te hê wat die woord deurbring na ons toe. En laat ons vandag hoor wat U vir ons sê deur Johannes wat vir ons die preek gaan lei. Ons bid dit in Jesus naam en wil. Amen.
vir die wat ek nou nog nie môre gesê het nie. Ag ek wil net 'n bietjie verduidelik vir die nagmaaltafel. Ons is nou in die maand wat Kersfees is en ons weet van die ster wat gesien is. En ek wil net 'n bietjie verduidelik van wat ek nou agtergekom het. Die ster is eintlik die eerste keer gesien of die profesie daarvan ontvang deur 'n heidense sterrekyker, Biliam, die ou met die donkie. Hy het 600 km ver gekom uit Mesopotamië om vir die koning van Moab te kom help om vir Israel te vervloek. En hy het 3 keer probeer om Israel te vervloek en hy kon dit nie regkry nie. Elke keer het die Here vir hom 'n seën gegee om Israel mee te seën. En die koning was natuurlik 10 dae tyd nog glad nie lekker met hom nie. En dan lees ons in Numeri 24, jy kan gerus gaan lees daar, vers 17. En ook weet wat ons ook nog onthou, die tydperk wat dit gebeur het, was amper 1500 jaar voor Jesus se geboorte. Toe het hy God vir hom hierdie gesig gewys. En ons lees daar dat hy op sy aangesig neergeval het voor God. En God wys vir hom, daar kom 'n ster op, 'n heerser, maar nie nou al nie. Hy sê, ek sien hom, maar nie nou al nie. Die ster was die teken gewees dat daar kom 'n koning. Dan gaan dan nou al hierdie jare verby. En dan hoor ons weer van 'n ster in Matteus hoofstuk 2, wat julle gerus ook weer kan gaan lees. En wat vir my die wonderlike daarvan is, soos Piet ook nou sê, die Here werk op anderster maniere as wat ons dink. Weereens kom daar sterrekykers, hulle is eintlik waarsêers. Weereens uit Mesopotamië, uit die ooste uit. Want hulle het die ster nou gesien, die ster is nou daar. En hierdie ster gaan vir hulle wys, waar is die koning van die Jode gebore? Ek meen, dis nie Jode nie, hulle ken nie die Joodse geskiedenis nie, maar hulle kom agter die ster aan. En dan vra Herodes vir die priesters en die skrifgeleerdes, wat gaan nou hier aan? En hulle kom met die presiese profesie uit Maleagi wat sê, Bethlehem in Judea, daar sal die koning daar sal hy gebore word. En wat vir my eintlik my hart aangryp wat ek gesien het, is dat hierdie mense uit die ooste, die waarsêers, hulle gaan Bethlehem toe om aan Jesus hulde te gaan bewys. Hulle vat vir hom geskenke wat waardig is om vir 'n koning te gee. Wat doen die priesters en die skrifgeleerdes? Hulle gaan terug na hulle werk toe, na hulle huise toe. Nie een van hulle gaan saam om te gaan hulde bewys nie. Hulle stel nie belang in dit is vir my asof ek daarin sien, reeds daar verwerp hulle Jesus. Hy is die koning wat kom, die ster is nou amper net so wit soos die lap, maar die ster het gekom en gewys daar is 'n koning gebore. Wat doen hulle met die koning? Hulle kruisig hom, hulle gee hom 'n doringkroon. Maar dis reg so, want dis waarvoor Jesus gekom het. En nogtans kom Jesus en hy maak met ons 'n nuwe verbond in die nagmaal, sodat ons vry kan raak en dat ons kan deel in die erfenis wat hy vir ons beskikbaar hou. Dankie. Baie dankie. Goeiemôre liewe gemeente. Is lekker om julle almal te sien. Ons staan net so gou weer, ons groet weer mekaar en ons begin 'n bietjie lewe kry. Is julle opgewonde om hier te wees? Kom ons maak sy naam groot. Met die krag van God kan ek voor het reus gaan staan. Met die krag van God kan ek langs 'n leeu gaan slaap. Met die krag van God sal ek met my vyand praat. Met die krag van God. Met die krag van God
kan ek deur 'n storm slaap met die krag van God. Doen ek reg al is ek kwaad met die krag van God. Het ek lief as jy my haat, ek is sterk met die krag van God. Kom ons lig ons hande. So ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieë, word ek vol. Ek is sterk met die krag van God. Soos Daniel. Wat voor die koning staan, soos Joshua. Wat die vyande verslaan, soos Abraham. Wat 'n vreemde land ingaan, wil ek leef met die krag van God. So ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieë, dan word ek vol. Ek is sterk met die krag van God. Die brul van die leeu, die brul van die leeu is kragtig, maar my God is almagtig. Die brul van die leeu is kragtig, my God is almagtig. Die brul van die leeu is kragtig. My God is almagtig. Die brul van die leeu is kragtig. My God is almagtig. So ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieë, dan word ek vol. Ek is sterk met die krag van God. Ek is sterk met die krag van God. Kom ons skreeu met 'n lofoffer. Who am I that thy King would welcome me? I was lost, but he brought me in. His love for me. Oh, his love. Glo julle dit? Oh, the sun sets free. Oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Yeah. Oh, the sun sets free. Oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, kom ons verklaar dat I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am.
You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Kom ons lig ons hande. Who the Son sets free, oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son sets free, oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Net vir 'n oomblik praat net met die Here, sê vir hom dankie dat hy jou geroep het. Dis uit sy genade. Hy noem jou nie meer 'n vreemdeling nie. Jy's nou 'n kind van hom. Sê vir hom dankie. Yes, we are children of you, Lord. Kom ons verklaar dat I'm chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Ten spyte van jou omstandighede vanoggend wil ek hê kom ons kyk net na die Vader. Say, God, I look to you, I won't be overwhelmed. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. God said it weer. God, I look to you. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do, and I will love you, Lord, my strength. And
and I will love you, Lord, my shield, and I will love you, Lord, my rock, forever all my days. I will love you, God. Kom ons maak dit ons gebed. Kom ons bedoel dit. God, I look to you. Laaste maal. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do, and I will love you, Lord, my strength. Kom ons verklaar dit, ons lig ons hande. I will love you, Lord, my shield, and I will love you, Lord, my rock, forever all my days. I will love you, God, and I will love you, Lord, my strength, and I will love you, Lord, my shield, and I will love you, Lord, my rock, forever all my days. I will love you. So die woord sê, put on a garment of praise for the spirit of heaviness. Kom ons sing dit. Hallelujah, our God reigns. Kom ons gee hom eer. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Kom ons gaan dit volle bond sing. Ons sing dit hallelujah. And hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. And hallelujah, our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. We give you all the Lord. You deserve our praise, Lord. Kom ons sing dit weer, hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. Worship you, finding me
Jesus paid it all to him I owe. Sin has left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all to him I owe. Sin has left a crimson stain, he washed it white as snow. Before the throne, I stand in Him complete. Jesus died my soul to save. My lips shall still be praised. 2, 3. Jesus paid it all to Him I owe. Sin has left a crimson stain, He washed it white as snow. 2, 3. Jesus paid it all to Him I owe. Sin has left a crimson stain, He Down chord. 2, 3. Jesus paid it all to him I owe. Sin has left a crimson stain, he washed it white as snow. Kom ons sing dit weer. Jesus paid it all to him I owe. Sin has left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all to him I owe. Sin has left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all to him I owe. Sin has left a crimson stain, he washed it white as snow. Oh, praise to one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise to one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise to one who paid my debt and raised his life up from the dead. Jesus paid it all to him I owe. Sin has left a crimson stain, he washed it white as snow. Lig net jou hande op vir 'n oomblik. Sê net van dankie vir die kruis.
cross, Lord Jesus. Thank you for the price you've paid on Calvary. To you all the glory and honor and praise. You're the King of kings and Lord of lords. Net in jou eie woorde begin om gou net groot maak. Ons lig ons stemme. U is verheerlik bo alles. King of kings and Lord of lords. Let there be glory and honor and praise. Let there be glory and honor and praise to Him alone, for He is worthy. And honor and praise. Glory and honor to Jesus. Glory, let there be honor. Glory and honor to Him. Kom ons sê dit net vir hom. Let there be glory and honor and praises. Glory and honor to Jesus. Glory, let there be honor. Glory and honor to Him. Sing het nog eenmaal. En breek as julle die woorde dalk daar. Let there be glory and honor and praises. Glory and honor to Jesus. Glory, let there be honor. Glory and honor to Him. Yes, glory and honor to you, Jesus. Kan ons so 'n paar dankgebede kry wat net die Here dankie sê vir hierdie jaar wat ons gehad het. Kom ons kry so 'n paar en ons vra niks, ons sê net dankie. Kan van julle dalk uitroep vir ons?
Here, ons moet kom erken dat U deur hierdie jaar ons so geseën het. Here, ons moet erken dat as dit nie vir U was nie, was ons nie vanoggend hier nie, is ons nie deurgedra nie. Here, ek wil vir U dankie sê dat ons nie in ons gemeente geweldige teëspoed hierdie jaar gehad het nie. Here, dat ons nie baie mense aan die dood afgestaan het nie, maar dat U ons beskerm het. Here, ons wil vir U dankie sê dat U soveel gered het in hierdie jaar. Ons wil vir U dankie sê vir die voorsiening vir hierdie bouprojek wat bonatuurlik was. En Here, ons wil vir U dankie sê vir U bonatuurlike voorsiening met die Bybelverspreiding. Want Here, ons erken soos Johannes 5 sê, sonder U kan ons niks doen nie. Here, sonder daardie sap van U wat deur ons are vloei, kan ons niks doen nie. En ons erken U in hierdie oggend. En ons dankie vir U goedheid en U guns in ons lewe. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Kom ons neem ons sitplek en baie dankie. Gemeente, ons gaan vanoggend, is 'n bietjie sagter, ja. Ons gaan vanoggend die nagmaal bedien. Ek wil vra dat die kerkraadslede so lank vorentoe kom, hulle en hulle vrouens, en ons gaan sommer die nagmaal bedien. Julle kan net so eers staan voordat ons net so vinnig voordat die kinders uitgaan, kom ek vra gou 'n bietjie vir van die kinders, is daar een van julle kindertjies wat vir my kan sê, hoekom hou ons nagmaal? Wie van julle kindertjies kan vir ons, ja, Lia? Amen, dis die waarheid. Jesus het gesê dat dit sy liggaam is en die bloed wat ons eintlik drink, nee, dis 'n simbool, dis nie fisies Jesus se bloed nie, nee, julle weet dit, nee. Maar as ons nou gaan kyk na daardie brood en daardie sap wat ons drink, wat is dit wat dit voorstel dan? Wat het gebeur met Jesus? Mika? Ja, hy het aan die kruis gesterwe en dit is wat ons vier, nee. En Paulus sê die volgende ding, hy sê elke keer wanneer ons nagmaal doen, is daar iets spesifieks wat gebeur. En weet julle wat is dit, kinders? Weet julle? Wat is dit wat gebeur wanneer ons saam nagmaal vier? Wil een van julle 'n kans wat Lia, ja? Nou vier ons dit elke keer, dis die waarheid. Kom ons gee 'n handeklap, baie mooi, hoor. Maar weet julle wat sê Paulus? Paulus praat daaroor, dan sê hy, elke keer wanneer ons dit gebruik, is dit 'n getuienis totdat hy kom. Dit is die getuienis om te sê, Jesus kom weer en hy kom haal ons. Weet julle, Jesus het nie net aan 'n kruis gesterf nie, hy het opgestaan. En omdat hy leef, kan ons dit vier. As ons 'n dooie God gedien het, dink julle ons hoef dit te gevier het vandag? Dink julle ons hoef dit te gevier het? Nee. Maar Jesus het opgestaan, hy het die prys met sy bloed betaal in sy liggaam en daarom lewe ons. Verstaan julle dit? Kinders, verstaan julle dit?
So ons wil hê julle kan dit saam met ons gebruik. Julle kan dit saam met ons gebruik, maar julle moet verstaan die oomblik wat ons hierdie broodjie vat en ons vat hierdie sappie, dan moet jy sê, Jesus, dankie dat U vir my gesterf het. Dankie dat U bloed vir my gevloei het sodat ek gered kan word. Verstaan julle dit, Pieter? Verstaan julle almal dit? Alright. So vir die Here dankie sê. Ek gaan vra sommer gou vir Bram, wil jy nie net vir die Here net dankie sê vir sy liggaam wat vir ons gebreek het en sy bloed wat vir ons gevloei het nie? Here, baie dankie vir wat U aan die kruis vir ons gedoen het. Dankie wat U vir ons gedoen het sodat ons wat dit nie uit ons eie uit ooit sal kan behaal nie, nou vrye toegang het tot God ons Vader. Dankie vir die hoopvolle toekoms wat U ook vir ons gee, sodat ons eendag vir ewig met U herenig kan wees. Dankie vir U liefde. Dankie dat U liggaam vir ons gebreek is en dat U bloed vir ons gevloei het. Dankie dat ons dit kan herdenk vandag en ons wil U eer deur die gebruik van hierdie nagmaal. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Hierdie is nie die tafel van iReflect of van die AGS kerk nie. As jy jou saak reg is met die Here, jy dien die Here met oorgawe, dan wil ek hê jy moet deel hê daaraan, want dan is jy deel van die koning se tafel en ons vier hom. Ons wil nie 'n bespotting maak van hom nie, maar elke besoek wat hierso saam met ons te gebruik. Baie dankie.
net hoor is, almal het almal van die brood gekry en van die sap. Steek net gou jou hand op as jy dalk oorgeslaan is met ietsie. Dankie. Vader, ons eer U nou net vir U liggaam wat gebreek is vir ons. En ons wil vir U al die hulde bring. En Here, in hierdie feestyd, Here, wat ons weet dat 'n kind vir ons gebore is en die heerskappy is op sy skouers, wil ons daardie heerskappy vier, Here. Here, U is 'n wonderbaarlike God. Dankie dat U dit beloof geag het om aan ons te dink, Here. En dat U lewe prysgegee het sodat ons kan lewe. Ons eer U. Gebruik die brood en die sapsel. Baie dankie julle almal. Net so voordat ons begin, ek weet nie, ek Genevieve, is jy hierso? Hoe hierso sit sy Gaynor, waar sit jy? Daar sit jy, ek kan nie die lig sien nie, daar sien ek julle nou, okay. Ek het dan al vir Wian gesien, dis ons doopkandidate vandag, so ons is baie opgewonde oor julle. So aan die einde van die diens, dan gaan ek vir julle net geleentheid gee, dan kan julle gaan aantrek, julle kan sommer in die badkamers aantrek, of miskien kan ek vir julle vra, miskien vir Genevieve en vir Gaynor, dat julle hier by die moederskamer het gaan aantrek, en dan het Wian hierdie badkamers vir homself. So julle kan daar by die moederskamer net hier buite om, kan julle net aantrek. Wonderlik gemeente, is julle opgewonde om hier te wees? Het julle, hoe kan ek sê, het julle opgewondenheid om iets te hoor van die Here vanoggend? Die vraag is, het jy 'n verwagting dat God met jou praat? Ek hoop so. Ons het eintlik regtig 'n wonderlike jaar gehad en ek is so dankbaar vir wat die Here vir ons gedoen het. En ek glo dit is seker ongelukkig die laaste Sondag wat ons so vol gaan sit, want van volgende week af weet ek begin die vakansie en as die Prinsloo nie hier is nie, dan is die kerk leeg, nee. So hulle is van volgende week af is hulle weg. Ons is bly ook, Naomi en Bradley is terug. Hulle was 'n bietjie op vakansie gewees en voordat het hy ook 'n bietjie gaan bedien op 'n mannekamp. So ons is baie dankbaar dat die Here ook ons gemeente gebruik op ander plekke. Amen. So ons is dankbaar ook vir hierdie jaar. Wie gaan weg hierdie vakansie of kom van wie is hierso deur die vakansie? Wie is hierso? Alright, so hierso is daarom so 'n klompie mense. Hier gaan dienste aangaan, so julle hoef nie bekommerd te wees nie. Oom Blikkies is ook op pad terug, so ons is opgewonde. Hy sal ook so 'n bietjie die fort hou saam met Chris en Jassie. Ek dink Bradley gaan nie hierso wees op tye nie. Hy preek weer die 15 op 'n ander plek. So ja, maar ons eer die Here dat ons kan aangaan deur Desember. Alright, gemeente, so vinnig vat aan jou hart en sê, Here, praat met my vanoggend. Sê dit vir hom, praat met my vanoggend, Here.
berei my hart voor dat hierdie op goeie grond sal val. Sê dit net vir hom, want weet julle, ek wil nie hê die vyand moet net kom oppik vanoggend nie. Sê Here, ek bid dat hierdie sal vrug dra in my lewe. Nou vanoggend is my preektema my skewe maatstaf en ek het 'n paar gesprekke gehad met mense oor die week en oor die naweek. En dit kom 'n bietjie uit 'n paar gesprekke wat ek voel ek wil tog met die gemeente deel, maar vanoggend is ek nie hierso om regtig op tone te trap nie. Dit is regtig om iets in jou emosioneel te bou, in jou persoonlik in te bou. Dis verskriklik belangrik dat jy sal verstaan dat ons nie net geestelik kan groei nie. Nou as jy stil, sê amen of sê eina of wat ook al. Ons kan nie net op 'n punt wees wat ons onvolwasse bly nie. Jy kan nie net die heeltyd melk drink, jy moet op 'n punt kom wat jy vaste kos kan eet, en ons as Christene kan nie altyd die een wees wat oor alles offense vat nie. Besef julle dit? Nou ek het dit ongelukkig al baie beleef in die kerk, dat ek dinge sê, en dan's mense vir baie lank kwaad vir my, en ek is jammer daaroor. Want my hart is nie om jou kwaad te maak nie, maar hierdie woorde wat ek glo God vir ons gee, en ek dink baie van die woord wat God vir ons in die laaste tyd nou gee, gaan oor die kinders, en hoe God wil hê dat ons sy koninkryk moet benader. Maar dit is belangrik dat jy sal besef, dat al is jy dalk al ver gevorder in die geloof, miskien staan jy al vir jare in met bediening, miskien bedien jy soos ek, moet jy besef, jy gaan nooit volkome op die plek wees wat God jou wil hê nie. Jy gaan konstant moet groei, en daar's konstant dinge wat oor jou pad gaan kom, sodat jou karakter beter kan wees, so that you can be a blessing to all nations. God het nie net geroep vir jou gemak nie, maar God het jou geroep van die begin van die grondlegging. As jy gaan kyk in Genesis 11, dan sal jy sien, daar word 70 volke alreeds genoem in Genesis 11. Van die begin af was God se plan die nasies. God se plan was nie net jy nie. En God wil jou vorm sodat jy die seën van Christus kan deel met 'n wêreld. Nou die hartseer ding is, baie van ons hou dit so vir onsself, maar dan is daar baie van ons wat die evangelie van Jesus begin te verkondig, maar ons kom op 'n punt wat ons voel ons is iets belangriks in die koninkryk van God. Sê maar eina. Ons voel ons het 'n punt bereik van, ek is nou 'n pastoor. Of ek is nou 'n apostel of 'n evangelis, en ek het nou iets bereik in hierdie ding. Dis my altyd so sleg as mense om kom voorstel en my sê, ek is evangelis dit, of ek is apostel dit, of ek is pastoor dit. Weet jy, as jy my Johannes wil noem my eerder Johannes. Ek regtig, hierdie kerk is nie gebou op titels nie, hy is gebou op Jesus Christus. Maar mense is so lief om titels te gee, en vir hulle self titels te vat. Pastoor Errol sê, moenie laat ander mense vir jou, of moenie jy vir jouself 'n titel gee nie, laat ander mense die vrug in jou lewe sien en jou dit noem. En dit is verskriklik belangrik, want ek dink julle almal het al hierdie fotootjie gesien van hierdie kat. En ongelukkig is ons mensdom baie keer, al is ons volwasse miskien hoe is ons al so ver gevorder in die geloof, en jy stap al vir jare pad, is daar oomblikke wat ons voor 'n spieël sit en dink, man, het ons nie 'n wonderlike groot kerk nou nie. Dis hoe ons mens is, ons raak vinnig hoogmoedig, julle besef, dis die ding waaroor die vyand uit die hemel gewerp is. Ek wil jy moet dit besef, maar dit is die siekte van die mensdom, ons wil altyd iets wees. Ons wil altyd iets bereik, ons wil mense in sekere klasse kom sit.
En dan sê Romeine 12 vers 3, en dit is ons beginvers vanoggend. Hy sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is. So ek wil hê jy moet dit besef, hy praat met die kerk. Elkeen wat onder julle is, hy praat nie met die wêreld nie. Hy sê dis die probleem van die kerk. Hy sê dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Sê maar eina. Maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Die is nie net die mate van geloof nie, dit gaan oor elke aspek van jou lewe. Hierna gaan die gawes. As God vir jou die gawe gegee het om te kan preek of om mense te genees, wees dankbaar dat God jou gebruik, want God kan daardie genadegawe net weer wegvat. Moenie meer van jouself dink as wat jy behoort nie. En ons gaan vinnig kyk, en dit is my so interessant, as ons gaan kyk na Lukas, en ons begin te kyk by Lukas 18, dan vertel Jesus, of daar's 3 gebeurtenisse wat gebeur in Lukas 18, en ek het nooit die verbintenis met mekaar gesien, en laasweek het ons gepraat oor die kinders, en Chris het vir ons 'n mooi woord gegee, en ek gaan weer daardie gedeelte uit Lukas 18 gebruik, wat Chris gebruik het, en ons gaan 'n bietjie, ek gaan deel hierdie 3 gedeeltes, daar's 3 perikope, in die skrif, en net vir die wat nog nie dit weet nie, ek sê dit sommer, dit is nie deel van my preek nie. Wat is 'n perikoop? Weet iemand? Alright, dit is 'n gedeelte in die Bybel waar daar so 'n opskrif staan. So as jy nou vinnig gou kyk, daar sal by Lukas 18 vers 9, wat is die opskrif wat daar staan? Die gelykenis van die Fariseer en die tollenaar. Wat is die volgende een wat julle vind? Jesus en die kindertjies, en dan die derde een, wat is dit? Die ryk jong man. So ons gaan daai 3 saam vanoggend behandel. Nou dis belangrik wanneer jy die Bybel lees, en dis dalk nou vir ons besoekers wat dit dalk nie weet nie, jy kan nie net 'n enkel versie alleen in die Bybel net gebruik soos wat jy wil nie. Die kleinste gedeelte se konteks wat jy kan lees is 'n perikoop. Nie van hoofstuk tot hoofstuk nie, van afdeling tot afdeling. Ek wil jy moet verstaan wat jy moet die konteks verstaan. Maar nou as jy hierdie 3 perikope saam kyk, is daar iets fantasties wat ons gaan leer, en ek gaan dit vinnig vir ons lees. En ek wil hê jy moet vanoggend eers besef, as ons die eerste perikoop lees, hierdie gedeelte van die Fariseer, jy het niks om werklik vir God te bied nie. Dis nogal 'n depressing thought, nê? Ag, smile net, lag net of. Lukas 18 vers 9, hoor wat sê hy. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou het, dat hulle regverdig is, en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Kan jy sien, hy het hierdie storie vertel vir mense wat meer dink van hulle self. Hy sê 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid, en die een is 'n Fariseer en die ander 'n tollenaar. En die Fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Ek hoop nie julle gebede klink so nie. Rowers, onregverdigers, egbreekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, en ek gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. En ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Weet julle, as ons na hierdie storie kyk, is dit 'n geweldige hartseer ding, want weet julle wat? Ons is soos daardie kat, ons kyk in die spieël, en terwyl ons hierso sit,
dan sê ons, o nee, ons is nie soos die fariseer nie. Presies wat die fariseer nou met die tollenaar gedoen het, sê ons in ons harte, is dit die waarheid? Kom aan, steek op jou hand. Ja, dis hoe bedrieglik ons hart is. Die feit van die saak is net, ons dink maar altyd verstaan, ons het gearriveer. Ek het dit al baie in die kerk gesê, baie keer, dan is ons AGS mense, ons is mos nou verlig, want ons het die groot doop. Ja, dis baie stil, lag net of ietsie asseblief. Maar ek bedoel, jy dink jy's verlig, verstaan, en ons weet nou beter. Man, ek wil vir jou sê, jy's net soos daardie fariseer. Ekskuus as dit 'n harde woord is, maar ek praat met myself. En dis my so wonderlik wat die woord sê, want ons kan baie keer ons hierdie woorde bid, ag Here, maak my nederig. Ek wil vir jou sê, dis die gevaarlikste gebed wat jy kan, want die Here gaan dit doen. En hy sal jou verneder totdat jy buig. Hy sê, daarom sê Jesus in hierdie woorde, hy sê dit vir jou eie bes wil sê hierdie ding, hy sê, verneder jouself. Moenie laat God jou verneder of ander mense jou verneder jouself. So ek wil hê julle moet dit sien, hier is ons eerste skewe maatstaf, die oomblik wat ons dit lees, dan vereenselwig ons as kerk ons met hierdie wonderlike tollenaar wat so mooi bid, o, wees my barmhartig. Kan jy ons skewe maatstaf sien? So dis die eerste gedeelte. Die tweede perikoop wat ons gaan lees, hier kom Jesus, en na hierdie gebeurtenis gebeur daar iets wonderliks, en Jesus wil iets vir hulle sê uit dit uit. En dit kom uit Lukas 18:15. En hy sê, en hulle het ook klein kindertjies na hom gebring, sodat hy hulle kon aanraak, en toe die disippels dit sien, het hulle bestraf. Kan julle nou al klaar weer sien? Nee, dis Jesus, moet hom nie aanraak nie, hoor hier, so ons beskerm hom, julle mag nie hom pla nie. Ons is sy bodyguard. Hulle dink alweer meer van hulle self. Kan julle dit sien? Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, laat die kindertjies na my kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Dan sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Nou is ongelooflik, Chris het 'n wonderlike ding vertel van hoe kindertjies glo wat hulle ouers wil sê. Hy het baie van die aandag op dit gesit, hoe kindertjies mense vertrou en hoe hulle Jesus vertrou. Vanoggend gaan ek 'n bietjie daardie ding verder vat en ek gaan 'n bietjie praat ook hoe ons as kinders moet ontvang, soos 'n kind moet ontvang. Maar ek wil hê julle moet sien die verskil. Jesus wys dadelik die probleem uit weer van die disippels, wat weer meer van hulle dink. Dit het nou net gebeur na die ryk jong, of na hierdie gedeelte van die gelykenis wat hy vertel het. Kan julle dit sien? En hoor wat gebeur. Die derde perikoop begin in Lukas 18. Nou wonder ek, deur hierdie dinge het alles nou so bymekaar gebeur, het die ryk jong man dit gedoen, en tog man het nog 'n kans wil vat om net seker te maak, Here, ek val nie onder hierdie klas nie. Hoor wat hy sê, en 'n sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, dis my so goed, want God ken sy hart. God sien die hart van hierdie ryk jong man. God weet, en Jesus weet, dat hierdie ryk jong man is eintlik net op 'n punt om 'n kompliment te kry. Vis vir komplimente. En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe een, naamlik God.
Hy sê, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie en eer jou vader en moeder. Kan julle sien, Jesus is so skerp hoe hy antwoord. Jesus gaan nie eers na die eerste gebooie nie, want hy weet sy hart is ver van God af. Hy het net 'n wettiese lewe, wat hy al hierdie dinge onderhou, maar hy het geen verhouding met die lewende God nie. So Jesus noem dit nie eens nie. En hy sê vir Jesus, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Ja, Here, gee my net 'n klop op my skouer, ek is goed. Toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En julle onthou wat hy sê, jy kan nie twee gode dien nie. Jy sal of die een verag en die een lief hê. Jesus kom by die kruk van sy hart uit. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald in te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat dit gehoor het, wie kan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is by God moontlik. Nou as ons kyk na hierdie gedeelte, en ons kyk na hierdie drie verhale, dan probeer Jesus ietsie vir ons leer. Ek wil hê jy moet besef dat deur geen van jou werke of die mens wat jy is, die mens wees wat jy is, die karakter wat jy is, niks van jou mens wees of dit wat jy sal bereik op hierdie aarde, gaan jou belangriker in God se oë maak nie. Niks nie. Ek wil hê jy moet sien dat die fariseer en daar die eerste een wat so homself in die gebed so hoër gemaak het, en die ryk jong man is eintlik presies dieselfde. Hulle het as gevolg van wat hulle bereik het en hulle status en hulle posisie, het hulle hierdie idee van hulle is belangriker as die res, verstaan, en God sien hulle meer raak as enige iemand anders. Weet julle, in die tyd wat ek met 'n paar mense gewerk het, wat ons dalk van die straat af gehelp het in hierdie jaar, was een van die grootste dinge wat ek beleef het, wat vir my so snaaks was. Dan praat ek met hierdie persone wat gehelp word. Hy het niks, bly op die straat in 'n karton. Dan sê daai persoon van my, maar hy's daarom nie soos die ander boemelaars nie. Hy's daarom nie so. En dis vir my, dit was my so 'n snaakse gedagte, dat jy is al reeds op die bodem, jy's platgeslaan, maar tog is daar nog steeds hierdie hoogmoed in jou, jy's nie soos die ander nie. Dis 'n probleem van ons mensdom, dat ons dink, laat God ons meet aan ons sukses. Dit is my so interessant, vanoggend sê Piet, ons God werk onderste bo, nê, jy sê dit. En Tannie Marceline bevestig dit, ons God werk onderste bo, en daar bevestig ek dit weer, God se hiërargie is onderste bo reg. Is dit nie amazing hoe God net dit kom bevestig nie? As ons gaan kyk na hierdie gedeelte van Jesus en die kindertjies, dan lees ons ook in Matteus, en ek wil hê julle moet dit hoor, daar's nou twee gedeeltes wat Jesus die kindertjies sê, maar in Matteus is hierdie gedeelte, Matteus 18 vers 1, hoor wat gebeur. Die disippels het na Jesus gekom en gesê, wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele?
Wat dink julle is hierdie disippels besig om te doen? Hulle vis vir 'n kompliment. Ag, Here, ja, ons het ons moeder en vader verlaat. Ons is seker nou hier in die top. Ons is mos nou die volgende ministers van die koninkryk, nê? Nee, ons is seker die belangrikste. Die 12 disippels hier om Jesus. En Jesus bul hulle uit. Want jy moet verstaan, 'n kind is eintlik geminag in daardie tyd. 'n Kind het nie veel waarde nie. 'n Kind is maar net, dis maar baie van hoe ons ouer mense groot geword het. Ek weet nie of van julle ook, ek onthou stories en miskien kan ek van julle ouer mense, ek weet van oupas wat net tande gewys het so. Wys hulle vir hulle kinders, dan weet hulle moet hulle mond hou en uitgaan. Verstaan, 'n kind mag gesien geword het, maar nie gehoor geword het nie. Hulle was nooit op die vooraangesig of op die voorsig van mense nie. Wanneer mense kyk, moet die kinders altyd een kant wees. Maar ek wil hê julle moet sien hierdie onderste bo regte hart van Jesus. Die verstoteling, die kleintjie wat nie verstaan nie, wat nog nie 'n mens is volgens ons nie. Vers 2, Jesus, toe roep Jesus 'n kindjie na hom en laat hom in die middel staan. Is my so mooi, in die middel. Maak hom die middel van die gesprek en hy sê, voorwaarlik sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat hom verneder, hoor gehou, verneder, kan julle dink, soos hierdie kindjie, hy sê, elkeen wat hom soos hierdie kindjie verneder, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Kan julle dink, die disippels wil hierdie kindertjies weghou, hierdie kindertjies kom dalk met vrees, hierdie ander ooms en tannies hier om my. Maar tog besluit hy nie, maar Jesus het my geroep, ek kom staan in die middel, want Jesus het so gesê. Is dit nie wonderlik nie? En hierdie kindjie, wat miskien gesien word, sê die Here, hy is die belangrikste in die koninkryk. En Chris het nou laasweek gepraat oor daai gedeelte, ek het dit nou genoem, wat hy gepraat het van hoe kindertjies hulle ouers vertrou wat hulle sê, maar ek wil dit verder vat en ek wil gou vir julle vertel, in die tradisie van die Jode, sou die kinders, die dogtertjies op 12 en die seuns op 13, eers werklik begin het, om die volledige wet te onderhou. Wil julle moet dit hoor. Hierdie kindertjies het niks gehad om vir Jesus te bied nie. Hulle het nog nie geweet hoe om die wet reg te volhou. Hulle het 'n bietjie gesien hoe hulle ouers dit doen, maar hulle was nog nie onder daardie wet nie. Ek wil hê julle moet verder sien hierdie kindertjies. Hierdie kindertjies was so kwesbaar. En hulle is so kwesbaar, hulle is totaal afhanklik van hierdie groot mense. En weet julle wat is interessant? Hulle bekommer hulle nie. Hulle is so kwesbaar. Hierdie ouers kan hoef hulle nie te versorg nie. Verstaan, julle hoor hulle sê, maar hulle het nie daardie vrees, want hulle weet, wow, hulle ouers is goed vir hulle ouers sal sorg. Hulle hoef nie in die aand wakker te lê oor geld of wat ook al nie. Hulle is nie besorg nie met die dinge van die lewe nie. Die oomblik wat ons groot word, ongelukkig wat gebeur is, ons raak selfvoldaan, ons raak selfvoorsienend. En in daardie oomblik verloor ons afhanklikheid van God. Ons verloor die idee that we all are vulnerable before God. Ons is kwesbaar. Wil hê julle moet sien, hierdie kindertjies het niks van status nie. Hulle speel rond.
Hulle het niks om te bied geldelik vir Jesus nie, hulle het niks. Hulle is net totaal afhanklik van ander. En Jesus sê, word soos hulle. Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek hoop nie, is dit vir julle 'n depressing boodskap? Alright. Ek wil ongelukkig, en dit is 'n harde woord wat ek nou gaan sê, jou beste sal nooit genoeg wees vir die wêreld nie. Jy kan nou deur hoeveel hoops spring, jy kan die beste atleet wees, jou beste sal nooit goed genoeg wees nie. Ek wil hê jy moet die realiteit daarvan vat, want ons hardloop om die beste te wees altyd. Ek kyk nou, ek weet nie of julle hierdie was mos hierdie boksgeveg tussen hierdie Jake Paul, hierdie jong ou en Mike Tyson. Weet julle van hierdie boksgeveg? En hierdie Jake Paul is eintlik 'n wonderlike entrepreneur. Ek ken nie sy lewe nie, maar ek bedoel, daai man het ietsie soos 80 miljoen gemaak. Man, what a brilliant mind om dit uit te dink. Hè? Ek bedoel, hy het in een boksgeveg wat hy gaan doen het hy hierdie wonderlike geld gemaak. Maar as jy nou gaan lees op sosiale media, is hy die slegste ou op aarde. Hoe kan jy nou teen hierdie ou man veg? Daai ou man het saam $20 miljoen gemaak. Verstaan? En hulle is net die slegste, hierdie Jake Paul nou oor dit. Ek ken nie sy lewe nie, miskien is hy sleg. Ek weet, ons almal is sleg sonder die Here. Maar julle hoor wat ek sê, hy kan al hierdie sukses bereik, maar beteken niks. Dink 'n bietjie aan Elon Musk, die rykste ou in die wêreld. Het julle al gesien hoe mense net sleg praat? O nee, hy is so en so. Of dink aan Donald Trump. Verstaan? Weet jy, hierdie ouens bereik die hoogstes in ons lewe. Maar vir die wêreld sal jy nooit goed genoeg wees nie tot die dood toe. Want jy moet dit sien. En ongelukkig wil ek hê jy moet besef, want baie van ons sit in die kerk en ons voel in die kerk, ons moet onsself bewys eerstens aan God, maar ons moet ons tog bewys aan die wêreld. Baie van ons, en ekskuus, ek hoop nie ek trap op tone nie, want weet julle, ons almal is skuldig hieraan. Hoor my mooi. Ons voel ons moet ons eie lewe so goed vertoon op sosiale lewe as wat sosiale media soos wat ons kan. Almal moet net dink, wow, my lewe is so perfek. Ons lewe en die dinge wat ons aanpak moet net meer indrukwekkender wees as ander mense wat ons miskien afknou. Ons moet net 'n beter beeld hê. En ongelukkig wat gebeur? Ons laat toe laat mense ons meet met hulle elendige maatstaf wat gebreek is. Ons soeg en ons sweet om onsself net goed genoeg te bewys. Ons wil net 'n bietjie erkenning hê. Ek wil hê jy moet daai stuk hoor wat Paulus skryf in Romeine 2 vers 11. Hy sê, want daar is geen aanneming van persoon by God nie. Jy kan nie deur jou lewe so glamorous vir die wêreld te wys nie. Kan jy nie meer in good standing met God kom nie. Jy gaan nie 'n letter of good standing by God kry. Soos wat die staat wil hê jy moet doen nie. Jou letter of good standing is Jesus Christus. En jy hoef nie, ek wil daai las van jou afval, jy hoef nie te perform van die wêreld nie. Dit maak nie saak wat die mense van jou sê nie, dit maak nie saak wat die dorp van jou sê nie. Ek wil hê jy moet dit weet vanoggend, want God het jou uit genade gered en in genade gaan jy in die koninkryk van hom in. En wat mense ook al vir jou sê, wow, hoorie so, jy's nou te pink of jy's te dat of wat ook al, dit vat jou nie weg van die liefde van Jesus nie.
Ek wil by die punt kom, hoe word ons soos die kind in die middel? In Filippense, die skryf Paulus, hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om gelyk aan God te wees nie. Ek wil hê jy moet dit sê, hy het dit nie eens nodig geag om aan sy eie godheid gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word en 'n gedaante gevind as 'n mens. Hy het homself wat verneder. Kan jy net hoor wat die Here gesê het? Hy het dit 2 keer genoem in die ding. Hy sê, die wat hulle selfs verneder sal verhoog word, nê. Hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, en dan praat hy van die uitermate wat Jesus verhoog is. Ek wil hê jy moet vanoggend daardie las van jou afhaal. Jy hoef nie jouself met God of ander te probeer vergelyk nie. Ek wil hê jy moet ook vir 'n oomblik dalk eerlik wees met jou en dan moet jy besef, as jy na ander mense kyk, wat dalk miskien baie vooruitstrewend is, of as jy kyk na God se hande werk, moet jy op 'n punt kom dat jy eerlik is met jouself. Jy sal altyd op sekere mate tekort kom. Totdat jy nie voor God staan in sy koninkryk nie, gaan jy tekort kom op tye. Laat jou lewe eerder elendig lyk vir ander, as wat jy 'n front opsit en later uitgevang word oor jou tekortkominge. Ek gaan dit weer sê, miskien moet jy dalk 'n nota maak van dit en bietjie daaroor gaan dink, en ek is jammer as jy kwaad is vanoggend vir my, maar hoor dat hy sê, laat jou lewe eerder elendig lyk vir ander, as wat jy 'n front opsit en later uitgevang word oor jou tekortkominge. Dis hoekom Jesus sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, wat sal hy vir jou gee? Hy sal vir jou rus gee. Jy hoef nie te soeg en te sweet om vir mense te wys hoe oulik jy is nie. God is die enigste een wat jou sal verhoog. Haal dit 'n las van jou af. Ons hoef nie oulik te lyk vir hierdie wêreld nie. Almal hoef ook nie te weet wat jy doen nie. Weet julle, dit is my so erg met sosiale media. En ek vang myself ook. Weet julle, ons is nou donderdag aand, is ons by Lenel, hulle se skool se spiritual dancing wat Naomi en Chantai aangebied het met die kinders. En weet julle, ek sit daarso en terwyl my kindertjies, die kindertjies dans, sit ek met my foon met 'n video. En ek neem die kind af en ek kyk die hele dans van my kind op 'n video. Ek kon net sowel by die huis gesit het. Hoor julle wat ek sê? Ons mis die moment wat God vir ons gee. En ons is nie in die moment nie, want ons is so besig om vir die toekoms, wil ons vir ons familie wys. My kind dans so oulik. Dink julle nie God wil hê ons moet in die moment, in die middel staan voor hom en hom net geniet nie? Dit is my so belangrik dat ons dit sal sien. Kom ons vergeet 'n bietjie van ons sosiale media om uit te blaker. Geniet die oomblik saam met jou vrou, geniet die oomblik in niemand hoef hierdie privaatheid van jou te weet nie. Die hart is nie om neem memories, doen dit, maar geniet die oomblik wat God jou gee, asseblief. Daar's rus. Jy hoef nie niks wat iemand vir jou kan sê of vir jou kan tap hoe oulik jy is. Gaan die siening van God oor jou verander nie.
wil vir jou sê, die probleem is as jy nog na dit smag, is daar 'n gedeelte wat moet sterf in jouself. Want dan het jy op 'n punt gekom wat mense die heeltyd jou aanvuur, en dit is nie die Heilige Gees wat die vuur in jou is nie, dis ander mense wat jou die heeltyd bemoedig hoe oulik jy is. Stop dit. Word die kind in die middel. Ek wil hê, en ek praat met myself, haal vandag die balk uit jou oog, en hou op om te kyk na die splinters in ander se lewe om jouself te laat beter voel. Want dis wat ons doen. Ons probeer onsself tot eenmaal, ek is ten minste in 'n bediening, ek doen dit en ek doen dat vir die Here. Maar kom op die punt wat jy sê, Here, ek het U nodig. Net soos wat die rykste Elon Musk U nodig het en dit dalk nie besef nie. Net soos wat die armste boemelaar dit dalk nie besef nie. Here, net so het ek U nodig. Ek wil hê jy moet besef dat God deur sy genade plaas hy jou in die middel en hy noem jou sy kind. Hy noem jou sy kind. Sê dit net vir 'n oomblik, hy noem my sy kind. Want ek wil hê dit moet insink by jou. Hy is trots op sy maaksel, net soos wat jy is. Jy kan niks wat jy bereik of hoe oulik jy doen of wat ook al, want ons maatstaf, dit is hoe ons kinders grootmaak. As ons kinders presteer in sport, ons is trots op jou. Nee, God sê vir jou, ek is trots op jou. Ten spyte, want weet jy wat, ek het jou gemaak. En omdat ek jou gemaak het, is ek trots op jou. Nie wat jy bereik nie. Wow, dis great. Maar jy's my kind. Hy sê dan in Romeine 5:8, hy sê, maar God het sy liefde bewys daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Is dit nie amazing nie? Terwyl ons sondaars was, het hy vir ons gesterf. In jou slegste oomblik sterf hy vir jou. Ek eindig af. God se maatstaf is 'n regheid. Nou moet julle skree, prys die Here. Bradley, jy moet dit skree. God se maatstaf is 'n regheid. Weet julle, en ons hoef nie te perform nie. Haal dit nie 'n las van julle skouers af nie. Ek sal, ja, as dit nou ek was in die gehoor, het ek opgespring gecheer vanoggend. God wil hê jy moet weet, jy's geliefd. Jy is kosbaar. Kom net soos jy is. Weet julle, die wêreld het ons so ingesluk met sy sisteme. En ons probeer lyk soos dit. Gaan in sy rus in. Gaan in sy rus in met die wete jy is sy maaksel en jy kom niks kort nie. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Kom ons staan vir 'n oomblik en dan bid ons. So terwyl julle oë toe is, kom ons maak ons oë toe. En wat ek hierso wil sê is, en ek wil dit sommer net noem, net so dat mense nie offense vat nie, wil ek dit tog net noem. Man, almal se Facebook en alles is nou nie as gevolg van aandag soek nie. Ek besef dit, party mense gebruik dit so. As dit nou nie jy is nie, maar ek wil hê jy moet jou hart ondersoek. As jy hierdie sosiale media gebruik om die hele tyd te vis vir komplimente, of as jy die hele tyd net gaan kyk hoeveel likes het jy op jou status, hoeveel mense het jou status gelees, dan wil ek vir jou sê, daar's 'n probleem in jou hart. En mense is die punt wat vir jou vuur gee. Dis die Heilige Gees wat vir ons vuur gee, né? En die Heilige Gees wil hê jy moet vrykom van wat mense dink van jou. Jy is geliefd, jy is kosbaar.
So asseblief, moet nie dit as 'n offens vat nie, maar vat dit as 'n vrymaking vanoggend van God. Sodat jy kan weet, ten spyte van hoe jy lyk daar buite, God is lief vir jou. Hierdie kerk aanvaar jou ook soos wat jy is, met jou tekortkominge. Kom ons maak ons oor toe. Vader, dankie dat U die God is vir die een wat tekort kom. Here, dankie dat U die een is wat vir my daar is, al kom ek tekort. Here, maar ek wil vanoggend, met my hart, wil ek kom bely, Here, baie keer sit ek my hoop op wat mense van my sê, hoe mense dink 'n preek is, hoe mense dink iets was, Here. En Here, ek wil dit eerstens as leier van die gemeente, wil ek dit kom bely. Want Here, ons menslikheid wil onsself altyd 'n bietjie verhoog. En ons kom bely dit dat ons hoogmoedig is. Here, ons wil vanoggend, wil ons as gemeente sê, Here, ons wil wees soos daardie kindertjies. Wat weet hulle kan niks bied nie. Here, wat niks hoef te perform nie, hulle is maar net geliefd. Wat niks hoef te voorsien nie, want hulle weet hulle Pa voorsien. Here, ons wil weer ons geloof so in U sit. Here, U sê dit in U woord, dat mense gaan ons haat as gevolg van U. Maar Here, ons wil kom sê, saam met my God spring ek oor 'n muur. Saam met my God hoef ek nie bang te wees wat ander mense van my dink nie. Saam met my God hoef ek nie die persepsie van die wêreld vol te hou nie. Ek is geliefd met 'n ewige liefde. Vader, ek bid nou dat U in elkeen van ons se hart sal kyk. En Here, as ons harte gebaseer is op mense, bid ek dat U dit weer sal rig op U. Ek bid dat U elke valsheid in ons sal wegneem. En laat ons ons lewe sal leef om die koning van konings groot te maak. May you have all the glory, all the honor. And may we never direct the attention upon ourselves. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ons eer U. Amen. Baie dankie. Kom ons neem ons sitplekke in.